Môre maatjies. Ons is by die einde van die jaar, né? Skole is besig om te sluit, kinders skryf eksamens en dan is dit vakansietyd, né? Lekker swemtyd. Maar maats, so lees ons ook in die Bybel, hier in die einde van Exodus hoofstuk 40. Dis daar maar baie, net kom ons tel tot 40. 10, 20, 30, 40. Hoofstuk 40 is die einde waar Moses nou die tabernakel, dis 'n groot woord, sê tabernakel. Ja, dit beteken die huis van Jahwe, daar die tent. Hulle moet hom nou opreg. Hulle het die hele jaar gevat, 'n jaar. Dis nou die einde van die jaar, alles is gemaak, nou is hy reg. Nou volgende jaar moet hy opgerig word en dan kan die Israeliete begin diens hou, soos erediens. Die Lewiete moet diens doen en nou sê Vader Jahwe vir Moses, volgende jaar, die eerste van die eerste maand, moet hierdie tabernakel opgerig word en alles moet op hulle plekke kom. Dit kan nie de mekaar wees soos party van ons kamers de mekaar is nie. Dit moet netjies wees. Daar by die allerheiligste, Jahwe se verbondsark met die 10 gebooie binne. En wat is daar nog in die tabernakel? Lampstander en 'n tafel met brood en so 'n altaar wat goed lekker ruik, jy hou mos aan lekker ruik goedjies. Ja, ons hou van lekker ryk goed, Vader Jahwe ook, want hy het al die lekker ryk goed gemaak. En dan buite is die wasbakke, die groot wasbak, die koper waskom, en dan is daar die altaar. En die Lewiete moet hande was, skoon wees. Vader Jahwe sê vir Moses, sit alles op hulle plek, sit die gordyne op, sit eers die pilare, die ooms moet kom help vashou en styf trek met toue. Maar die wind het ook gewaai in die woestyn. En hulle moet alles mooi sit, en dan gaan daar iets baie spesiaal gebeur. Weet julle wat gaan gebeur? Dis verskriklik spesiaal. As jy dit gesien het, sou jou mond oopgehang het. Vader Jahwe het in 'n wolk, so oor die tabernakel neergedaal. Almal kon sien, kyk hierdie groot wolk, hy gaan so oor die tabernakel, daar by die allerheiligste. En so het die volk geweet, hulle hoef nie bang te wees nie, want Vader Jahwe is met hulle. Hy is by hulle, onthou in die woestyn is daar baie vyande, daar is ander volke, daar is baie dinge wat fout kan gaan in die woestyn, maar hoekom moet hulle nie bang wees nie? Hy is by hulle. Vader Jahwe is baie groot, hy woon in die hemel, maar hy woon ook by sy volk, daar by die tabernakel. Daar het Moses hulle gesien, as hulle die oggend opstaan en hulle sien, die wolk beweeg, dan beteken dit hulle moet die tent afslaan en al agter die wolk aan beweeg op pad na die beloofde land. Sê beloofde land? Beloofde land, die land wat oorloop van melk en honing. So het hulle geweet, as die wolk daar by die tabernakel bly, dan trek hulle nêrens nie, hulle bly net daar. En in die nag, weet julle wat het die wolk dan geword? 'n vuur. Dan kon hulle die nag sien. Hier's 'n vuur. Vader Jahwe is by hulle hoef nie bang te wees in die nag nie. Is ons baie keer bang in die nag? Ja, ons is bietjie bang, maar die Israeliete hoef nie bang te gewees het nie. Jahwe is by hulle, ja, en vandag Vader Jahwe nog steeds by ons. Ons het nie 'n tabernakel of 'n tempel nie, waar hy is altyd by ons, in ons hartjies. Vra vir pappa en mamma om Exodus hoeveel? 40 vir julle te lees. Dis die einde van die jaar, ons is nou klaar met 'n jaar se skoolwerk, en pappa het goed gebou en gemaak. Moses, hulle moes die hele jaar bou, die eerste van die eerste maand, volgende jaar, is dit tyd om die tabernakel op te rig. Die Israeliete het, ek dink, baie uitgesien. Nou hier die nuwe tabernakel. Volgende week praat ons 'n bietjie verder hieroor. Kom ons sit net so, dan bid ons saam, oogies toe. Dankie Vader Jahwe dat ons in die woord kan lees van alles wat U vir Israel gedoen het in die tabernakel en dat U by hulle gebly het, dat hulle nooit hoef bang te gewees het nie. Dankie dat ons vandag ook weet U is by ons. Ons loof en prys U in Yeshua. Amen. Totsiens maats, en soet wees die vakansie.